Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Vrydag, die 7de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ons almal ken die storie van Eva, waar die slang in die tuin na haar toe gaan. Ons moet besef dat die boek van Genesis is geskryf deur Moses. 'n paar 100 jaar later, nadat dit gebeur het. So Moses was nie daar toe dit plaasgevind het nie. Hy het 'n verslag geskryf deur wat die Heilige Gees vir hom gegee het. En omdat Moses gesien word as 'n profeet van God, het hy die prentjies ontvang. Nie die hele beeld soos wat dit plaasgevind het nie. So die duiwel word uitgebeeld as 'n slang, want hy was skelm, hy was boos. Hy is 'n hakskeenbyter. En dit is waarmee die duiwel mee vergelyk word, 'n slang. So dit was nie regtig 'n slang wat aan Eva verskyn het nie. Want anders sou Eva tog nie vir hom geluister het nie. Ek kan die waarborg uitgekom, mooi en aansien, pragtige woorde. Hy het Eva natuurlik betoor, kan ons sê. Dis hoe die duiwel werk. As ons gaan kyk na die kerke wat valse leringe gee, en na die leraars wat op sosiale media is, wat valse leringe, hulle gebruik mooi woorde, hulle praat mooi, hulle praat bemoedigend, hulle praat die dinge wat die ore wil hoor, hulle praat die dinge wat mense begeer, vleeslike dinge. So ons moet besef, toe Eva hom sien, was hy nie bang gewees nie. Hy het nie gekom as 'n bose, lelike ding nie. Hy was sekerlik mooi van aansien. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. Hy hou vir hom nou dom. Hy weet wat God gesê het. En hy het nie na Adam toe gegaan nie, want Adam het direk van God gehoor, toe God gesê het, jy mag nie. Hy gaan na Eva toe, en hy plaas onsekerheid in haar. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie. Anders sal julle sekerlik sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Luister mooi na hierdie woorde. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus was vir die oë. So is die dinge vandag ook. Die duiwel kom met goed wat mooi is, mooi klink, aangenaam, maar hy kom om die Christene te mislei, om hulle weg te lei van die waarheid af, om hulle weg te lei van hulle roeping af, om hulle weg te lei van dit wat hulle moet doen vir God die Vader. En hy laat dit klink asof daar niks fout is daarmee nie. Ons leef in 'n tyd waar dinge baie verander het. Baie. En ons sien al hoe meer en meer hoe God se waarheid eenkant toe gedruk word, en hoe die mens die leuen aanvaar. Ons sien al hoe meer en meer hoe die mens eintlik uit hulle eie vrye wil die merk van die dier gaan aanvaar. En dan probeer hulle dit regverdig. Ons leef in 'n tydperk wat baie gevaarlik is. En as mense nie regtig die Here soek met 'n opregte hart nie, nie eerlik is nie God se wil soek nie, hom nie ken en al ons weet nie,
dan gaan ons van die pad afdwaal. Ons lewe regtig in 'n tyd waar mense alles wil regverdig wat hulle verkeerd doen. Hulle wil nie bely nie. Hulle wil nie hulle sondes bely nie. Hulle wil nie hulle self verootmoedig voor God nie. Hulle soek die maklike pad. Hulle soek daai dinge wat begeerlik is vir die oë. Wat so lekker klink, so lekker proe, so lekker is om onsself mee besig te hou. Maar toe gaan altyd sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het gereis, gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En God sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het, om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Jy sien, die duiwel was nie regtig 'n slang daar gewees nie. Dis 'n simboliese kentenis wat aan Moses gegee was, want dis verborge. Moses kon nie beskryf presies hoe die duiwel gelyk het daai dag nie. Maar ons moet besef, die duiwel kom nie as 'n lelike gedierde na ons toe nie. Hy kom met mooi woorde. Hy kom met mooi dinge. Dinge wat goed lyk. Dinge wat lekker is. Ja, hy kom om te mislei. Hy kom om te steel. Hy kom om verdeeldheid te bring. Hy kom met leuns. Hy kom soos 'n dief wat by die venster inklim. Hy stap in die gang af, en hy soek 'n deur wat oop is in jou liggaam, sodat hy jou kan betree. Hy kom om te steel. En hy sal in elke deur voel wat in jou liggaam betrokke is. En as hy 'n deur kry wat oop is, wat nie gesluit is nie, gaan hy inkom. Die woord sê vir ons, blus die Heilige Gees nie uit nie. Maar tog is die mens so besig om die Heilige Gees uit te blus, maar hulle dink hulle doen goeie dinge. Moenie mislei word nie. Lees jou Bybel. Hemelse Vader, ek bid vir my liewe vriende, my geliefdes, my broers en susters, Here. Daar is soveel misleiding vandag, soveel mooi dinge wat reg klink en reg voel. Maar is daar om hulle in te trek by hulle dinge, by die bose dinge, Here, sonder dat hulle dit besef. Here, ons sien hoe die duiwel al reeds by die kerke ingegaan het, en baie mense wat dink hulle doen die regte dinge, klaar mislei. Ons sien hoe baie mense lou warm geword het in plaas van om warm te wees. Ons sien hoe baie mense wil dinge doen vir U, Here, maar wanneer ons vir hulle vra, gaan ouerhuis toe, gaan tronk toe, gaan na die blinde skool toe, dan is daar baie verskonings. Here, U woord sê, maak disippels van mense. Maar die mense wil nie disippels wees nie, Here. Hulle wil hulle eie beul blaas. Vergewe ons, Here. Vergewe ons omdat ons afdwaal. Maar versterk ons en beskerm ons teen die bose in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.